Nuusboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit. Hier sal jy boer. Hier sal jy boer. Ek dink een van die dinge wat mens bang maak om te begin boer, is die groot woorde. Ja, een so groot woord is marktoegang. Jep, dis 'n grootte, maar eintlik beteken dit maar net hoe jy jou produk by jou mark gaan kry. Een manier is om dit uit te voer. Albei daaraan gedink? Ja, Vincent, dis hoekom jy vandag hier is. Hallo, ek is Corneil Liebenberg en vandag kuier ek saam met Vincent Keesenberg. Hy weet hoe om jou produk uit te voer. Hallo julle, dis lekker om saam te kuier. Welkom by Nuusboere. In hierdie episode van Nuusboere. Ons kuier by 'n sitrusplaas naby Brits, waar daar hoogs wetenskaplik geboer word om opbrengste te verhoog. En terwyl ons daar is, loer ons in by 'n sitrusdag wat onlangs deur Laveld Agrochem op die plaas aangebied is. Daarna besoek ons Excellent Eggs in die pragtige Oeverberg, 'n eierboerdery wat etiese en volhoubare boerderypraktyke nastreef. Hier is Corneil en Vincent. Hallo julle en baie welkom by hierdie aflewering van Nuusboere. En ook aan jou Vincent, baie welkom. Dankie Corneil. Die Vincent, jy's 'n uitvoerder, vertel my 'n bietjie meer. Ja Corneil, ek sê MD van Emifino. Ons fokus op uitvoere van lugvragproduk en dan doen ons ook 'n bietjie seevrag. Maar ja, die fokus is op uitvoere van lugvragproduk. Ja, lekker net, dankie. Ek sien uit om vandag bietjie vir jou 'n paar interessante vrae te vra. Vir ons eerste bydra besoek is 'n sitrusplaas naby Brits, waar daar wetenskaplik geboer word om opbrengste te verhoog. En terwyl ons daar is, loer ons in by 'n sitrusdag wat onlangs deur Laveld Agrochem op die plaas aangebied is. Geniet die bydra. Ons het in 2006 met die boerdery begin. Ons was toe al reeds geruime tyd betrokke by Laveld Agrochem as aandeelhouers. Ons het maar nog altyd 'n voorliefde vir boerdery self gehad. My man self het in die omgewing groot geword, sy pa het geboer en ek dink die boerdery gedeelte was maar in ons bloed gewees. En my rol in die boerdery is hoofsaaklik tegnies van aard. Ek is noem dit maar die tuinboukundige, plantfisioloog ensovoorts. Johannes fokus meer op die meganiese gedeelte. Ons het so mettertyd net die eerste 10,3 hektaar ontwikkel. Aanvanklik Transvaal narkies of empresse geplant. Verkeerde kultivar, dis nie 'n uitvoerkultivar nie, dis 'n kultivar wat 'n ou net plaaslik kan bemark. En toe het ons so stelselmatig begin om uitvoerkultivars te plant. En die Novas tradisioneel, ons het op hierdie stadium Novas, Cambrias en Tangos. Novas is tradisioneel beskou in die area as 'n baie goeie gewas of vir die area, omdat dit 'n koelweer area so genaamd is. En toe het ons nou net later die Tangos geplant. Tangos is 'n baie hoë inkomste produk met baie moontlikhede, baie bemarkingsmoontlikhede. So dit is 'n Tangos is regtig ons vlaggenskap kultivar. En dan Cambrias is 'n laat navel, maar ook dis ook 'n uitvoerproduk. So dit is maar die 3 kultivars wat ons het. Die pakhuis is eintlik uit nood gebore, want daar is beperkte pakspasie by van die ander pakhuise in die omgewing. So ons moes doeteenvoudig, ons het 'n 80 hektaar bome in die grond op hierdie stadium van die wedstryd. So ons moes basies die pakhuis begin om ons eie produkte kon wegpak. Die bedryf van 'n pakhuis behels basies, jy moet vir hom so lank as moontlik in 'n jaar besig hou. Ons begin reeds, sê nou maar so Maart maand se kant met die suurlemoene, en dan gaan ons gaan tot en met ons plaaslike produk gaan ons tot so einde September. Ons voer ons vrugte deur Stargrow uit. Gaan op hierdie stadium na verskeie lande, Maleisië, die Arabiese Emirate. Die verste wat ons vrugte gaan is op hierdie stadium tot in Rusland, Vladivostok. Ons het 'n hele klompie van ons vrugte wat Freshmark toe gaan.
Die Tango kultivar in Suid-Afrika word deur Freshmark bemark en dan is daar wat na die plaaslike varsprodukte markte toe ook gaan. In sitrus sê ons elke vrug het 'n huis. Die uitval sal byvoorbeeld na die sapfabriek toe gaan. So ons eintlik bemark ons all over, hoor. Ons self het oor die afgelope 2 seisoene 'n geweldige afspeen van vruggies op 'n baie vroeë stadium gehad en ons het toe as Laveld Brits 'n klompie van ons insetverskaffers genader om betrokke te raak by so 'n projek. Ons het 'n klomp navorsing ingesteek om vas te stel presies waar lê die probleem. Ons het agtergekom dat boonbehalwe die alternerende drag wat normaalweg by sitrus voorkom, dat hierdie eintlik meer 'n onreëlmatige drag was en dat die bome as gevolg van die uitermate hoë temperature wat ons gedurende daai interfase gedeelte van vrugset het, dat hulle daaronder geweldige abiotiese stres is en dat die bome besluit dan net op daai stadium om die vruggies wat daar is te aborteer. So, en toe het ons insetverskaffers genader deur middel van François van Laveld Agrochem hoofkantoor. Hulle het toe nou saam besluit nadat hulle die resultate gesien het dat ons die inligting wat ons bymekaar gemaak het tot op hede, dat ons dit eintlik met die bedryf behoort te deel. En so is die dag gebore. En ons hoop om dit eintlik maar die volgende 2 jaar ook te kan herhaal. Ek dink op hierdie stadium van die wedstryd dat hierdie abiotiese stresprodukte wat ons nou toe gedoen het en waarmee ons die proewe gedoen het, aan die einde van die dag vir produsente die grootste ROI gaan beteken. En ek dink dit is regtig die afdeling waarin ons die meeste behoort te belê om seker te maak. Ons kan 'n sitrusspuitprogram is alreeds 'n duur program. So deur sê nou maar jou oes te verseker, sê nou maar soos met hierdie abiotiese stresprodukte. Ek dink dit gaan later nie opsioneel wees nie. Ek dink dit gaan later praktyk word. My advies aan 'n jong boer sal wees: droom groot. Weet jy wat? Sit die huiswerk in. Doen die nodige huiswerk om vas te stel of jou projek lewensvatbaar is in die eerste plek. Kyk na al die verskuilde goeders waarvan jy nie noodwendig weet nie. Praat met ervare mense wat ervaring het oor etlike jare oor bepaalde probleme en dan sou ek sê betrek die regte raadgewers en die regte kundiges by jou bedryf. Winsie, die insetsel het net gekyk, die plaas is gerad vir kwaliteit en opbrengs, maar in jou opinie, hoe belangrik is kwaliteit? Corné, ja, kwaliteit is op uitvoere is dit maar die belangrikste. Die koper aan die ander kant soek 'n topproduk. En hulle soek net die beste en ja, dit is baie belangrik. Okay, ja, en ek weet omstandighede gebeur soms dat dit nie altyd so uitwerk en dis kom ek dan 'n bietjie in die spot gaan sit want daai graad 2 is en die goed met die merkies, ek seker jy gaan 'n plan kan maak, maar ons sal nou net daaroor uitbrei. Okay, nou ja, ons gaan gou op daai punt bietjie winkels toe en as ons nou weer terug. Net hierna, ons besoek Excellent Eggs in die pragtige Overberg. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug julle. Vir ons volgende bydra besoek ons 'n besonderse eierboerdery wat klein begin het. Excellence Eggs in die pragtige Overberg is 'n eierboerdery wat in die etiese boerderypraktyke glo. Hulle het in 2013 ontstaan en het sedertdien heelwat uitgebrei. Nisboere het gaan kyk. Excellent Eggs boer met vrylopende hoenders op weivelde, sonder antibiotika of kleurstowwe. Elke eier word met sorg versamel en verpak, met 'n toewyding aan etiese en volhoubare boerdery. Hulle missie is om vars, voedsame eiers te voorsien, terwyl hulle plaaslike boere ondersteun.
We're on a farm outside Stanford, about 20 k's away from Stanford, up in the mountains, Landmeterskop. And we rent over here about 20 hectares of land, and this is where we farm our chickens and our garlic. We always wanted to go farming. I worked for a large retail company, looking after all their franchisees, and we just wanted to become farmers. So while I was working at corporate, my husband was on the farm, and every weekend I would then drive through to him. That year, there was major retrenchments. So it was a blessing in disguise, because the more we were on the farm, the more I wanted to farm. So it was almost like a kick in the right direction. And I moved on to the farm. We had only 20 hens and 3 roosters, as they say, plaashoenders. So from there, I got to know chickens, and I thought, wow, who wants to be a garlic farmer when you got chickens? So it was about a year playing around with my chickens, understanding chickens, doing some research and everything. When we then realized this is actually, we need a continuous income and not just an annual income coming from the garlic. I started researching different breeds, because my demand already from my neighbors and the local restaurants is saying, hey, we want more of your eggs. And we're like, okay. So we looked around, and I got my first batch of, I'll call them my professional girls. It was 300 Amberlinks, and that was in January 2018 was my first true batch of real layers. Plaashoenders, they're very nice, but you don't really get much of an egg production. You get a lot of chickens because they get broody and you just get more and more. So why do we farm like we do? We were motivated definitely by what we were seeing in the industry. The way egg farming happens here in this country and all around the world, mainly is battery hens or cage birds. And the other one, which I'm going to go free range, is barn chickens. Yes, they apparently have access to the outside, but the welfare, the stress, there's like 30, 40,000 chickens in a barn. Whereas what we wanted to do is to make sure that we produce a high dense, nutrient dense egg, good quality, healthy. We started farming then the way we farm, true free range, non-GMO, and from there, the story began. So by offering these delicious eggs to everybody, the demand just kept on growing and growing and growing. I do all the marketing and that of our eggs. It needs to come from the heart. And we couldn't keep up with demand. So we had another challenge. How do we expand and keep up with the demand? And if anybody knows the Western Cape, the Stanford area, there are amazing farmers around, lots of small-scale farmers all around us. And it was March 2023, we had a local meeting in Stanford with regenerative farmers or natural farmers in the area. And I then took the opportunity to stand up and say, anybody interested in doing egg production? You can fix your land, supply directly to us, but you have to abide by our strict controls and regulations. Make sure it's a non-GMO feed, the way they keep their hens, no meds, no antibiotics. And a farmer stepped forward straight away. That was done by Rivergate. And we got his production in, I think it was about late June. He was already producing. The next farmer came on board. Next one, we're up to now 4 farmers, 4 different farms that we produce from. And we've got a 5th and a 6th one in progress that they'll be starting up and producing for excellent eggs. I would definitely advise anybody
when you're starting out, start small. A lot of farmers that I've seen, because you only start making profit in numbers, but you don't understand the chicken. You don't understand the sequence of events, how long it takes, the planning that goes into it. They'll go along and they'll start off with 5,000 chickens. So they go big too quickly. And in that way, they kind of mess up their production. They run out of money because you're feeding these chickens. The second thing is they now have thousands of eggs. If you've got 2,000 hens, you're going to have at least 1,800, 1,900 eggs per day, and they don't have the market for it. So start off slow, steady, and grow. And as you grow, so you can be able to cope and be able to adapt quickly what works on your farm. Net hierna, ons gesels met Vincent Kesenberg van Imifino Export. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Welkom terug julle. Vincent, ja, is 'n pragtige naam en logo wat jy het, maar vertel my meer, wat beteken Imifino? Imifino beteken groente, vegetables in Zulu. So toe ons die naam geregistreer het en Imifino begin het, was die fokus om Afrika te bemark, Suid-Afrika saam met dit. Jy kan ook sien ons logo het die Afrika kontinent met dan klomp groentetjies op. Ja, dit is regtig pragtig. Ja, so en ja, dan is ek van Nederlandse agtergrond. My ouers het in 1968 Suid-Afrika toe gekom, my pa het kom sendingwerk doen. En ja, so Christelike waardes is vir ons baie belangrik. Dit is goed om te hoor en ek kan net glo want baie mense wonder, kan ek nie myself my eie produkte uitvoer, maar die feit dat jy kontakte daar het en die taal kan praat, help so 'n bietjie as jy moet 'n mark gaan vind vir al die snaakse goed wat ek altyd jou kant toe gooi. Nee, verseker. Kyk, ek sê altyd die Hollanders is nie 'n maklike nasie nie. So dit help om die kultuur te verstaan, maar ook natuurlik die taal. En omdat jy weet Holland is 'n seker die grootste trading land as mense dit so kan noem in Europa. So baie produk gaan met seevrag en lugvrag soontoe en dan word dit weer versprei na jou ander lande toe. Ek weet as baie spelers in die mark uitvoerders, maar wat dink jy maak jou anders te hoekom het ek die vrymoedigheid altyd na jou te kom? Ja, weet jy Corneille, ek bou baie van ons sukses bou ek natuurlik om die Christelike waardes, maar ook oor die feit dat dit my eie besigheid is. Jy weet, dit is 'n familiebesigheid. En vir my is elke nuwe produk of elke nuwe ding is vir my 'n uitdaging. Ek dink dis wat vir my lekker is. Ou kom soms in 'n gewoonte van ja, die goed loop maar net en alles loop reg, maar vir my is dit lekker om 'n boer te kan help om 'n oplossing te kan kry. Jy weet, almal ons kan die beste vrugte en die beste groente hierso groei. Maar wat doen jy met jou swakker produk of bietjie groter produk? En die geheim is om natuurlik 'n mark daarvoor te vind. Ek het baie klein opkomende boere wat my nou kontak. Want soos ons besigheid groei, jy weet, ons het in volume jaar op jaar het ons 71% gegroei. En nou is altyd gaan dit soveel bly? Ek weet nie, maar dat ek daarna toe werk natuurlik. Die persoonlike verhoudings is waar dit gaan met boere, met my kopers oorsee. En ja, die jong opkomende boere het altyd die vraag van wat kan ons uitvoer, wat kan ek groei om sodat jy dit kan uitvoer. En baie van hulle het dan byvoorbeeld nie 'n Global Gap of die nodige akkreditasie nie. En dis waar ek graag wil help. Jy weet, is daai ding van help jou om te kan 'n Global Gap kry sodat jy kan uitvoer en sodat jy kan waarde byvoeg by die produk wat jy groei. Baie ouens groei ietsie, hy het 'n wenk by iemand gekry of hy te passie vir iets gehad, maar dan sit hy met die gewas en weet hy nie wat om te doen nie en dit is waar jy kan met jou kennis en kontakte help, maar ook soos jy gesê die akkreditasies, die regulatoriese vereistes, want 'n klein persoon het nie daai vermoëns nie, so jy vat maar sy hand en help hom met die hele proses. Ja, dit is, ek dink soos ek sê, dit is waar ons sukses lê. Persoonlike diens. En ja, daai persoonlike daai verhouding en dit maak nie saak wie of wat dit is nie. Vir my is daai elke keer 'n challenge. En elke keer as jy met so iemand
die paadjie stap en dit dan wel kan kry om uit te voer, is dit vir my fantasties. En so heg jy waarde vir die ou by. Jy weet, almal is onder finansiële druk. My segte is ook, daar's vir almal 'n stukkie in die koek. Ja. Wil ek met miljoene in my bank sit? Ja, almal wil seker, maar aan die einde van die dag gaan dit vir my oor die feit dat ek wil sorg dat die boer volgende jaar ook daar is. Dit help nie ek vat nou baie groot marges op verkooppryse en die boer kan nie oorleef nie. Ja, dis waar ek dink ons sit in die suidpunt van Afrika. Ons is baie ver weg van die Europese mark wat die sterk koopkrag het, maar in ons guns daarom weer is dit is innoverende mense soos jy en ons het arbeid wat daarom goedkoop is en ons wil definitief werk skep. Sê met ek weet jy kom vreeslik op baie plase by jou kliënte persoonlik. Wat se goed sien jy raak wat iemand wat nou kyk wat vir wie 'n goeie wenk of twee kan gee, hoe kan mens suksesvol so besigheid begin? Ja, goed wat ek optel is jy weet as een ietsie werk, dan wil almal dit doen. Ja. En 'n boom of iets wat jy plant, is nie net 'n kwessie van in 6 weke dan sit reg nie. Dit vat tyd. Ja. En op 'n punt is daar dan nou weer te veel produk. So vir my is daar's nie 'n vinnige manier van ryk word nie. Dis harde werk. En doen jou navorsing. Kyk, ons geheim in baie van ons produkte is die feit dat ons produk het in 'n sekere tyd van die jaar wat ander lande dit nie het nie. My voordeel byvoorbeeld op die chilies is ons kan dit 12 maande van die jaar verskaf. Ja. So daar is 'n tydperk in Europa waar daar nie produk is nie. Ja. En dan kry die boer natuurlik sy voordeel op die prys. Ja. Wanneer almal in die mark is die pryse laag, maar as ons die produk het wat ons kan, en ons het ook nou al, jy weet, trials wat ek al gedoen om te kyk wanneer is die beste tyd en waar, maar dis die geheim is om 'n produk te kan hê in 'n tyd wanneer nie almal dit het nie. Wat sê, so baie dankie dat ek uiteindelik vandag hier kon gehad het en weer eens dankie vir al die kere wat jy al klip uit ons pad gerol het waar jy mense gesê het kan nie gedoen word nie en dan het jy dit gedoen. Dankie Corneille en dankie vir die voorreg om deel te wees van julle span. En ouer gewoonte, dankie aan julle ons spesiale gaste wat gekyk het. Nogmaals bedankt en aan al ons kykers, onthou om ons Nesboer te ondersteun. En net voor ek baie sê, onthou asseblief om julle voorstelle vir Nisboer idees te stuur na die adres wat hier onder aan die skerm verskyn. Ons kyk na elkeen van hulle. Volgende week is ons terug met nog kookwater Nisboere. Groetnis. Hier sal jy boer. Dit is jou land. Dit is die klank wat jou hart dood maak. Hou net aan glo. Nisboere word met trots geborg deur Laveld Agrochem en JAC Motors. Saam boer ons vooruit.